Aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here spreek vandag met ons uit Daniël 7, vers 9 tot 18 en Matteus 28, vers 18 tot 20. Ons lees Daniël 7, vers 9 tot 18. Hierdie gebeurtenis waarin ons van Daniël lees, is in die eerste jaar van koning Belsasar, sien ons in die eerste vers van hoofstuk 7. Met ander woorde, Nebukadnesar se seun wat koning geword het in sy plek. En in daardie jaar sien Daniël dan hierdie beeld van die diere wat die ryke van die hemelryk, van die aarde kom verteenwoordig, die verskillende ryke wat opkom. En dan van vers 9 af sien ons, nadat hy gesien het wat uit die see en uit die mensdom uiteindelik na vore kom, sien hy van vers 9 af. En ek het bly kyk, totdat trone reggesit is, en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die reg het gaan sit, en die boeke is geopen. En ek het toe bly kyk vanweer die stem van die groot woorde wat die horings gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op die tyd en die uur. Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en die nasies en die tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles, en hy het vir my gesê, en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot dier wat vuur is. 4 konings sal uit die aarde opstaan, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid. Ja, tot in alle ewigheid. En dan blaai ons om na Matteus 28 toe, waar ons die begin van hierdie troonbestuiging van Here Jesus Christus ook dan sien, waar hy van vers 18 af vir sy disippels kom sê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dit is die woord van die Here. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en glo wat daarin geskryf staan, en ook daarvolgens sy lewe gaan inrig. Kom, laat ons saam bid. Almagtige en ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons wil U loof en prys vir U almag en U majesteit en U heerlikheid. U wat van ewigheid op die troon sit, wat sy wiele soos vuurvlamme is, wat beweeg deur sy skepping met heerlikheid en majesteit.
Ons wil U aanbid as ons God, omdat U in Jesus Christus ons met U kom versoen het, en ons U heilige kinders gemaak het. Here, elke een wat glo in U, weet ons, sal daarom ook as kind van God gereken word. Want ons kan net glo in Jesus Christus. Deur sy versoeningswerk, deur sy genade, kan ons tot U as ons Vader nader en U aanbid. Kan ons ook vandag stil word in verwondering oor wat U in U woord aan ons openbaar. Verwondering oor die grootheid en die majesteit, maar ook verwondering oor die genade, dat U ons nietige mense, kinders van God gemaak het, en ons daarom U mag aanbid as ons Vader. Daarom vra ons, Here, dat U ook uit hierdie wonderlike beeld wat U vir ons kom gee, en die uitspraak van ons Here Jesus Christus ons in die geloof sal lei. Ons sal verniet in ons denke en ons harte op U sal rig. Versterk ons in die geloof en lei ons in U waarheid. Want U woord is die waarheid. Ons vra dit in die naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus alleen. Amen. Geliefde broers en susters, dit was werklik 'n voorreg gewees om Woensdag na Dominee Roan Kombrink te kon luister, toe hy die Bybel eintlik vir ons oopgebreek het oor een spesifieke saak: kinderopvoeding. Hoe voed ons kinders Bybels op? Wat sê God met ander woorde? Hy wat ons gemaak het. Hy gebruik aan die begin van sy praatjie hierdie beeld waar hy sê, as ek 'n voertuig het wat ek wil regmaak, dan gaan vra ek die ontwerper daarvan hoe om daardie voertuig reg te maak. En so sê hy, is die Here mos die een wat ons uit die klei van die aarde gemaak het. En as ons dan wil weet hoe om dit wat stikkend geword het deur die sondeval reg te maak, het ons nodig om by die ontwerper te gaan vra, hoe maak ons reg? Hoe maak ons kinderharte reg, wat deur die sondeval nie op God gerig is nie? Hoe voed ons kinders op so 'n manier dat die wêreld hulle nie verder afbreek en seermaak en vernietig nie? En sy antwoord kan ek kern saamvat in een uitdrukking wat hy gebruik. As hy kom by die doel van opvoeding, sê hy die doel van opvoeding is nie om akademiese presteerders groot te maak nie. Is nie om sportpresteerders groot te maak nie, maar is om ons kinders van die Here te leer. Johannes Calvin sê dieselfde in sy katekisasieboek wanneer hy vra, wat is die belangrikste doel van die mens se lewe? Die vraag met ander woorde, wat is die ware en hoogste goed van die mens? Om God, deur wie die mens geskape is, te leer ken. En die rede wat hy daarvoor gee is omdat hy ons geskaap het om ons op die aarde gesit het om hom te verheerlik. En dis ook reg dat ons lewens aan sy heerlikheid toewy, omdat hy ons lewe gegee het. As ons na Daniël se visioen gaan kyk, dan sien ons iets hiervan ook in sy uitspraak, dit wat die engel vir hom kon verduidelik oor die koninkryke en die komende koninkryk.
Onthou jy Daniël 2 se beeld van die man met die goue kop en die silwer bors en die koper lende en die yster bene en die yster en klei voete en die rots wat losgekom het en die beeld kom plat rol het en oor die hele aarde versprei het. Ons sien weer hierdie beeld op 'n ander manier wanneer ons sien hoe die koninkryke die een na die ander uit die mensdom uit na vore kom. Hoe die een menslike koninkryk na die ander mense vernietig, mense seermaak en hulle enigste doel is hulle eie begeertes en hulle eie eer en hulle eie aansien. Soveel as moontlik grondgebied te verower. Soveel as moontlik vir hulle self toe te eien. Maar dan sien hy die oue van Dawid op sy troon gaan sit. En die trone wat reggeskei word en die een soos die seun van 'n mens wat gaan sit en wat alle heerskappy ontvang oor al hierdie koninkryke. En al hierdie koninkryke sal voor hom buig. Maar as Daniël vir hom vra wat beteken hierdie beeld, dan sê hy vir hom in vers 17, hierdie groot diere wat 4 is, die 4 konings sal uit die aarde opstyg. Dis mense, magteloos teenoor God se almag. Daarom wat die een koninkryk die ander die hele tyd vervang. En in ons dae sien ons dit nog steeds. Hoe dat die een wêreldmoondheid teenoor die ander hulle plekke inneem. Maar daar is een koninkryk wat aan die kom is. Wat vir ons hoop gee. Toe Jesus in Matteus 28 gesê het, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Gaan maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wys hy terug na Daniël 7 toe. Hy sê, ek is die seun van die mens. Dis die term waarmee hy homself in die evangelies die meeste self voorstel. Hy is die seun van die mens van Daniël. Hy is die een wat saam met die Allerhoogste op die troon gaan sit. En hy sê, gaan maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan lees ons vers 18. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang. En hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid. Ja, tot in alle ewigheid. Die heiliges van die Allerhoogste. Wie is hulle? Dit is hulle wat Jesus gesê het, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om hierdie koninkryk reg te regeer. Leer hulle om as konings saam met my op die troon te kom sit. En as ons wil weet wie hierdie heiliges is, dan kan ons maar in die Nuwe Testament gaan lees wat sê die Nuwe Testament oor die heiliges. Paulus se briewe aan die heiliges wat in Filippi is, aan die heiliges wat in Korinthe is, aan die heiliges wat in Efese is. 1 Korintiërs 7 sê hy, wanneer 'n gelowige ma 'n ongelowige man het, of 'n gelowige pa 'n ongelowige vrou het, dan sluit die een wat glo die ander een in die koninkryk van God en staan daar letterlik, hy is heilig.
Hulle is afgesonder vir God. Die hele huishouding word afgesonder vir God. En dan maak hy hierdie uitspraak. Anders sou hulle kinders nie heilig wees nie. En ewe skielik kom ons terug by die kinderdoop. Waaraan kinders die teken en die waarborg gegee word. Julle is deur God geheilig. Julle is die heiliges van die Allerhoogste. Julle, as ouers wat glo in Christus, julle het die teken ontvang van julle heiliging by die doop. Julle het hierdie heiliging aanvaar deur julle belydenis aflegging. En julle heiliging word elke keer deur die nagmaal bevestig en versterk. Julle afsondering uit die stad uit vir God. Efese, Korint, Filippi, heidense stede. Mense wat besig is om uit die aarde uit op te kom en uit die aarde uit te leef. En deur die wêreld se koninkryke regeer word. Maar tussen hulle is hierdie klein groepies mense wat deur die Here afgesonder is vir sy diens. Wat deur die Here afgesonder is om hom te verheerlik, om hom te leer ken, om hom te geniet. En hy gee vir hulle die teken dat hulle aan hom behoort. In die doop. Daarom kan ons vra, hoekom doop ons? En hoekom doop ons babas? Ons doop groot mense wat tot bekering kom. Om vir hulle te sê, nou is jy uit die wêreld uitgehaal en geheilig, afgesonder vir God. Nou moet jy leer om 'n koning te word vir God. Nou moet jy leer om saam met Jesus Christus, saam met die heiliges van die Allerhoogste, die koningskap te ontvang. Dis wat Jesus in Matteus 28 sê, as hy sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons het begin by Deuteronomium 6 vanoggend met 'n doel. Deuteronomium 6 is die begin, waar die Here vir die volk kom sê, ek is julle koning. En as julle in my koningskap wil lewe, hierdie wet is gegee vir julle om vrede te hê. En gaan leer dit vir julle kinders. Want hulle gaan ook onder my koningskap moet regeer oor 'n gebroke wêreld. Jou kinders en jou kindskinders en jou kindskinders se kinders sê, opkomende geslagte moet geleer word om konings vir Christus te word. Ekskuus tog. Moet geleer word hoe om te regeer. Vat 'n eenvoudige ding soos 'n boer. Nie dat boere eenvoudig is nie, maar 'n eenvoudige term. Die eenvoudige praktyk van boerdery. Waar ons met God se skepping werk. Gaan vat enige ingenieursveld wat ontwikkeling en ontdekking doen. Wat met God se skepping werk, wat die potensiaal in God se skepping moet ontdek en moet ontwikkel tot sy eer. As jy nie 'n koning oor daardie deel van God se skepping is wat hy jou oor aangestel het nie, wat is jy dan?
dan is jy 'n slaaf van hierdie wêreld. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Jy kan of 'n slaaf wees van hierdie wêreld, of jy kan jou koningskap opneem en saam met Christus oor daardie grondgebied wat hy vir jou gegee het regeer. Paas, jou koningskap sluit jou huisgesin in. Jy moet leer hoe om oor jou huisgesin te regeer soos wat God wil hê. Maas, jy is 'n koningin. Jy moet leer om, as jy 'n man het, hom 'n hulp te wees sodat hy kan regeer. En as dit so is soos wat dit in baie gevalle by ons is, dat 'n ma alleen haar kinders moet grootmaak, beteken dit sy gaan 'n dubbele rol as koning en koningin moet vervul. En daarom is oupas van kardinale belang, veral in sulke huise, om daar kinders te help leer om soos konings te word, om koninginne te word. Want hulle gaan moet regeer oor God se skepping. In hierdie lewe reeds. Maar na die oordeelsdag, in volmaaktheid saam met Christus. Maar omdat dit nie soos 'n oogwink gebeur, dat ons verander word, en alles ewe skielik reg is nie, dit eers by die wederkoms so sal wees, is dit nodig dat ons nou geleer moet word, hoe om in Christus konings en koninginne te wees. Dawie en Esme, julle maak 'n prinses groot. En 'n klein koningkie. Daardie prinsie wat daar op jou skoot lê, moet eendag kan opstaan as 'n koning en kan regeer. En net soos ons dit net kan reg doen as ons leer wat Christus ons in sy woord beveel het, kan hulle dit reg doen as ons hulle leer wat Christus in sy woord beveel het. Dit is ons doel op aarde. Ons wat geheilig is vir Christus. Ons is nou reeds konings en koninginne, prinse en prinsesse, wat moet leer hoe om God se koninkryk te regeer. Want hy is die Allerhoogste. Julle is die heiliges van die Allerhoogste, sê hy vir die gemeentes. Heiliges van God, die Vader en Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. En daarom, wat ons die sekerheid het, en die rus het, en die vrede het, en die wete het, God sal sy prinse en sy prinsesse versorg en bewaar. Hy sal hulle laat groot word, om hom te eer. Ons verantwoordelikheid, as kerk, as ouers, as familie, is om vir hulle te leer, dat hulle nie koninkies is in hulle self nie. Dat hulle nie die reg het om te regeer oor hierdie skepping soos hulle wil nie. Maar dat hulle eintlik as prinse en prinsesse
so stout kinders is, wat altyd hulle eie sin wil hê, wat hulle eie wil wil hê. Maar geliefdes, hoeveel groot mense ken ons wat nog so is? Wat sê Here, Here, maar nie doen wat die Here vir hulle beveel nie. Jy onthou Jesus se woorde daaroor. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En sy wil is, dat ons elende sal erken. Sal erken dat ons uit onsself uit net uit die aarde is. En dit nog vervloek ook. Maar dat daardie vloek deur Jesus Christus alleen weggevat kan word. En ons nou alreeds deur sy Heilige Gees oorwinning na oorwinning na oorwinning oor hierdie vloek kan behaal. En heilig vir hom kan lewe. En daarom wat hy telke male wanneer ons sondes besef ook terugkom en sê, kom bely dit. Ek sal dit afwas. Ek sal vergifnis gee. Geliefdes, as u nog 'n opstandige kind in die huis van die Here is, hoor dit vandag. Jy is geheilig vir God. Jy is deel van die heiliges van die Allerhoogste wat moet kom regeer oor sy koninkryk. Nou, en hulle wat getrou is in hulle geloof op Jesus Christus vertrou, in die ewigheid. Waar staan jy? Is jy bereid om te erken dat jy nie koning in jouself is nie? Is jy bereid om te erken dat jou kind se hart boos is van geboorte af? En daarom nodig het om 'n disipel gemaak te word. Al het die Here hom geheilig of haar geheilig, moet hulle nog disipels gemaak word. En is dit nodig dat ons ook disipels gemaak word. Geleer word om alles te onthou wat God ons beveel het. Om oor daardie stukkie van God se skepping wat hy vir jou en jou huisgesin gegee het om te regeer, volgens sy wil te regeer. Gaan sit op jou troon. Maar onthou, die oue van dae wat in wit geklee is, die Allerhoogste se troon staan bokant joune. En daarom regeer ons onder sy gesag. Leer julle prinse en julle prinsesse sodat hulle kan kom regeer oor dit wat God aan hulle gee om oor te regeer. En daaroor moet hulle leer dat hulle afhanklik is van die koning. Vers 14 sê, aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale sal hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Vers 18 sê, en die heiliges van die Allerhoogste sal koningskap ontvang. Hy is die hoof. Ons is die liggaam wat regeer oor sy skepping. En omdat hy die hoof van die liggaam is, regeer hy sy kerk en deur sy kerk, deur sy heiliges, oral waar hy hulle stuur. Gaan leer julle kinders om konings en koninginne te word. Amen. Ons Vader wat in die hemel is,
Here, ons dank U dat U klein Mikaela ook vandag die teken gee, dat sy heilig vir U is, dat sy 'n prinses in U koninkryk is. En aan haar ouers die opdrag, leer haar om soos 'n koningin te wees. Here, waar ons baie keer op ons eie trone wil sit, ons self wil koning wees en nie wil leer hoe om koning te wees in U koninkryk nie. En vra ons U dat U deur die Heilige Gees ons sal vernuwe. Dat ons afgewas word deur die bloed van ons Here Jesus van dit waar ons nog verkeerd is. En leer ons om konings en koninginne vir U te wees. Want so saam met haar ouers, U versterk hulle in hulle koningskap, en hulle heerskappy ook oor die kinders, dat hulle sal leer om weer as konings en koninginne te regeer oor dit wat U ons voor aanstel, totdat U in volmaaktheid alles kom herstel en ons saam met U daaroor sal wees. In Jesus naam vra ons. Amen. Kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Amen.